Het jy al ooit gevoel iets glip uit jou hande uit? Soos 'n deur wat toeslaan of 'n droom wat breek, 'n hoop wat verdwyn? Hoor gou, ek wil jou van 'n verhaal vertel wat jou nie gaan los nie. In Markus 5 lees ons van 'n man genaamd Jairus, 'n gerespekteerde owerstes van die sinagoge. Hy het voor Yeshua se voete kom neerval, huilend en desperaat, en sê toe: "My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê u hande asseblief tog op haar sodat sy gesond kan word en sy sal lewe." Maar net toe hulle op pad is, hoor hierdie pa hartverskeurende nuus: sy dogtertjie is oorlede. Net so. Maar Yeshua het gehoor en draai toe na Jairus en sê vir hom: "Moenie vrees nie, glo net." En so stap hulle toe verder, en in Markus 5 vers 37 staan: Yeshua het niemand toegelaat om saam met hom te gaan na die dogtertjie toe nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. 3 van die eerste 4 apostels wat Yeshua geroep het om hom te volg. Yeshua neem 3 van sy disippels. Hoekom? Om by hom te leer en om aan almal na die tyd te kan getuig. Wanneer jy alles in die lewe probeer het en die eindvletjie het geblaas en jy dink alles is verby, is dit nie verby as Yeshua, die lewende God, opdaag nie. En so kom Yeshua toe by Jairus se huis en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil, en Yeshua vra toe vir hulle in Markus 5 vers 39: "Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap net." En in Matteus se evangelie sien ons verder, Yeshua sê vir hulle: "Gaan uit, gaan uit, gaan uit." En hierdie woorde van Yeshua moes die skare geskok het. Kan jy jouself voorstel? Hulle huil en Yeshua sê vir hulle: "Sy slaap net." Want slaap is iets tydeliks. Weet jy wat doen die mense wat so pas geween en huil het? In Markus 5 vers 40 sien ons, hulle het vir die Seun van God begin lag, omdat hulle geweet het dat sy gesterf het. Yeshua het nie daarop gereageer nie. Maar weet jy wat doen Yeshua toe? Hy stuur hulle almal uit die huis uit. Hoekom? Want daar was nie plek vir hulle ongeloof nie. Yeshua het almal uitgedryf, en die vader en die moeder en die 3 disippels van die dogtertjie, hulle het saam ingegaan waar die kindjie lê. En Yeshua gryp toe die hand van hierdie dogtertjie en sê vir haar: "Talita kumi," wat as dit vertaal word beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." En die woord sê, sy het toe dadelik opgestaan en begin loop. Wow! Hier leer ons, as die Seun van God jou aanraak en vir jou sê, staan op, doen hy 'n volledige werk. Daar's nie 'n behoefte vir rehabilitasie nie. Jy sien, Yeshua kon toe Jairus by sy voete kom val het, kon Yeshua net 'n woord gespreek het. Hy hoef nie al die pad na huis toe te gegaan het nie, om haar te genees nie. Maar dan sou iets hier ontbreek het. Wat sal dit wees? Dit sou sy aanraking wees en sy woorde wat sê, staan op. Het jy vandag sy aanraking nodig? Of sy woorde die woorde van 'n lewende God wat sê, wat sy woorde skep en wat vir jou sê, staan op uit jou situasie uit. Maar kan jy dink, hoe het Jairus, sy vrou en die disippels gereageer? Markus 5 vers 42 sê, hulle was uitermate verbaas. Verbaas in Grieks beteken letterlik om buite jouself te staan, of om langs jouself te staan met geen woorde of geen logiese verklaring vir wat jy sopas gesien gebeur het nie. Nou, ek weet nie in wat se situasie jy sit nie. Maar wat is dit wat jou keer om op te staan? Om op te staan vir Yeshua. Yeshua sê, staan op. Sal jy? Want sien, die vyand se stem sal sê, bly lê. Maar jy het 'n keuse. En die vraag is, vir wie gaan jy vandag luister?